Vir baie welkom sê, is dit vanmorgen seer oggend, maar aan die ander kant is vanmorgen, as ons gelowig is dit nie die einde van die bestaan nie. As ons gelowig is word hierdie nie 'n ou diens nie, maar hierdie word 'n dankie sê diens vir Vader, vir 'n lewe wat 'n vol lewe was, en met iemand wat 'n volkleur persoonlikheid gehad het. Sy was nie 'n bietjie mens nie, dat wat ek geken het van haar, en ons kan vandag vir Vader dank, en ons kan haar lewe vier. Kom ons word vir 'n oomblik stil, en dan by ons hierdie oggend aan Vader. Here, baie dankie dat ons vanmorgen hier kan wees. Dankie vir u liefde. Dankie dat ons weet, Vader, dat nie net 'n oomblik wegstap as iemand sterf, maar dat u juist en volle teenwoordig is. En dankie dat ons vanmorgen voor u kan kom staan, dat ons ons eie lewe kan kyk, dat ons na iemand kan kyk wie se lewe 'n vol lewe was. En Vader, dat ons op 'n wonderlike manier kan teruggeef vanmorgen vir u. Dankie dat ons die genade het, dat ons vanmorgen hier kan wees. En ek wil vra dat u elke hartseer hart vanmorgen in die hande vashou. Amen. Ons gaan vanmorgen opstaan en ons gaan 'n pragtige lied saam sing. Dit gaan op die skerm wees, hoe groot is u. Hoe groot is u.
Sien word weg in ons gebroke wêreld, vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonder nie geskenk het. Hy bring die roem en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is Daar's een gedeelte wat 'n wonderlike gedeelte is, en dit is die deel van die begrafnisformulier waar Paulus die hele konsep vir ons in een sin vasvat. Die dilemma is, ons vergeet as ons lewe dat ons net vir 'n klein rukkie hier is. Party mense is so besig om met krag te lewe dat hulle na die totale span van jou bestaan die 2 sekondes wat jy op aarde is raak sien. Want as ons net vir mekaar dit aan 'n paar moet herinner. So, as ons weer vir mekaar die vraag vra, waar het jy ontstaan? Wanneer het jy ontstaan? Ja, dat is wat jy sê, dit was die flikker in jou pa en jou ma se oog was, jy weet, dis waar jy ontstaan, jy weet. Op 'n dag is of jy sê, dis die oomblik jy gebore is. Nou, ons praat ons baie daaroor, jy het ontstaan toe die Here die eerste keer aan jou gedink het. En dis lank voor die skepping. Want die Bybel sê vir ons, die Here het geskep met een doel, en dit is dat daar 'n habitat kan wees waar ek en jy ons volle potensiaal ontdek binne in onsself. 'n Voorbeeld daarvan is, die Here vir Abraham gesê het en vir Isak gaan offer. Sê betek, ja, maar Isak was 'n tiener gewees, jy weet, en dit was vir Abraham maklik gewees, of wat kan die geval mag wees. Party mense gaan so ver om te sê, maar die Here wou vir Abraham toets om te kyk of hy dit sou doen. Vader weet alles. Vader het presies geweet wat Abraham gaan doen. Die Here het Abraham deur die hele proses gaan sodat Abraham iets van homself kan leer. Dat hy iets van homself kon leer. En dit is hoekom die Here ons op hierdie aarde sit, dat ek iets van myself kan leer. En dit is maar 2 minute, want ons is mooi, op Psalm 3 kyk, dan sien ons, maar ons sal by die feesmaal aansit, ons ere gasjies nie, as van die Here tot in lente van daag. Tot aan die einde. En wanneer is die einde? Is nie die einde van tyd nie, dis die einde. Daar is nie 'n tyd nie. Met ander woorde, ons ontstaan was lank voor die skepping, en ek gaan voortleef vir ewig saam met Christus. So die 80 jaar wat ek op aarde is maar in the greater scheme of things, maar miskien 3 sekondes as ons tyd daaraan kan sit. Maar ons is so geneig om te fokus op die 3 sekondes. En ons is so geneig om ons aandag in die 3 sekondes te verloor, dat die groot prentjie verloor raak. En dis wat vanmôre so wonderlik maak, dat ons kan kuier saam met mekaar om 'n betekenisvolle 3 sekonde lewe, wat alles raak sien. Paulus beskryf vir ons onbeskryflik mooi, as ons gaan kyk in Romeine hoofstuk 14.
En Paulus sê, dis nie begrafnisformule nie, Paulus praat van die volgende, hy sê, niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, dit maak nie saak nie. Ons behoort aan die Here. Nou, hierdie kort vers, dit gaan so 'n bietjie maklik by ons verby, nie? Ons hoor dit, soos daar buitekant staan, net nou hier binne, ons luister by die vers, ons sê vir mekaar, dis 'n beautiful vers om te sê, niemand lewe vir homself, niemand sterf vir homself nie. Maar kom ons staan vanmôre vir 'n oomblik stil en ons bereken gou-gou wat dit beteken. En as mens gaan kyk op Paulus se boodskap, is eintlik fenomenaal hoe hy hierdie vers aan mekaar gesit is, en ek kan nie dink dat Paulus sommer uit sy eie kop gedoen het nie. So, as ons na hierdie kom kyk, dan sê ons mekaar, as ons dan lewe kyk, dan bereken ons die oomblik wanneer jy gebore is tot die oomblik wanneer jy sterf. Met ander woorde, kom ons sê dit net van konteks. So, hoe begin daai kragtige dingetjie wat daar langs hulle sit, hoe sy begin lewe? En mense maak die fout om te dink, maar dis my genetiese materiaal, en dis jou genetiese materiaal wat by mekaar gekom het, en toe ons lewe geskep. Dis eenvoudig nie die waarheid nie. Want kinders sal na mekaar lyk, of na hulle ouers lyk, maar hulle geaardheid is radikaal van mekaar. Want die skep van 'n lewe lê nie die oomblik toe 'n liggaam die begin asemhaal. Die skep van die lewe begin toe God in die lewe gedink het voor die skepping. En dit wat uniek is van haar, en van ons elkeen wat hier sit, het God hand uitgesoek. Hierdie houe is door die houe, en ek met groot respek, die houe wat daar agter lê, is net 'n houe wat 'n siel gehuisves het. Die houe is nie die lewe nie. En dan laat God ons toe dat ons 'n houe kan maak uit genetiese materiaal, en daarom laat God toe dat 'n houe by ons kan agterbly na die siel weg is. En as mense vir jou sê, ja, die siel is gekonnekteer aan die houe. Ja, dis uniek. Elkeen van ons is uniek, maar die uniekheid van ons lê nie in die houe, die uniekheid van ons elkeen lê in dit wat binne die houe is, die gees, die siel. En as ons dit verstaan, dan moet ons vanmôre vir myself, ek moet myself vra, maar waarmee is ek met my eie lewe besig? Is ek net besig met die houe, om my mekaar te maak, om het vir die houe so gerieflik en so gemaklik as moontlik te maak? Is ek besig in hierdie lewe om alles waarmee ek besig is te doen vir houers rondom my, of is daar iets anders uit? En dan begin Paulus praat, en hy sê, as ons lewe, dan praat hy van, hoe moet ons lewe, hoe moet ons sterwe? Paulus sê, hierdie goed staan teen mekaar. Lewe en sterwe is teen mekaar, dit kan nie van mekaar losgemaak word nie, oor een enkelvoudige rede, dat die siel voor lewe, tydens lewe en na lewe presies dieselfde siel bly. En daarom is die lewe en die dood vir hom dieselfde ding. Dis net wat die kant van die spieël ontstaan. Soos hy begin praat, en hy sê vir ons, niemand leef vir onsself, en hy praat van drie goed, as ons lewe, dan lewe ons nie vir onsself, punt nommer 1. Die tweede ding is, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en dan die derde een is, ons weet ons behoort aan die Here. So kom ons kyk net gou vanaf die Here. As ons net gou vanaf lewens kan beoordeel, wat se lewe is die slegste vorm van lewe wat daar kan wees? Is iemand wat arm is dit die slegste vorm van lewe? Ek dink nie so nie. As iemand ryk is dit die slegste vorm van lewe. Dan moet ook iets anders wees wat ons die kwaliteit van lewe bepaal, nie? So, kom ons begin by die eenvoudigste ding, en ons gaan kyk, ou soos ek kyk, maar baie ouer skryf om volwassenheid. Hy sê die waarde van lewe lê in die feit dat lewe meer volwasse word. So, onvolwasse lewe is, soos hy klein was, sy geskreef het julle weer gespring nie. Miskien minder of meer, maar want dis 'n baie egosentriese lewe. Dis 'n lewe wat oor my, rondom my gaan, en daai lewe is in sy mees onvolwasse fase kinderlewe. Ek skreef dat ek iets kry, en ek het nie so gebore nie, maar ek kom agter as ek huil, dan kry ek, want ek is die middelpunt van die heelal, en alles draai rondom my, en almal is daar om my tevrede te stel.
Tot op my eerste vloer moeg gooi en 'n pa en 'n ma sê, nee, ons doen dit nie so, dan kom jy agter, ek kan nie meer deur die streke uit die wêreld manipuleer nie. Dis totaal onvolwasse. En dan kom ons iewers in die middel, en dis waar ongelukkig die grootste deel van ons wêreld is, nee, dis ook ons swaar kry in die wêreld van, ek kom agter, ek sal vir jou doen, maar jy moet vir my terug doen. En dis hoekom baie mense so hyper ongelukkig is die hele lewe lang, want jy het nooit verby daai punt gegroei nie, want jy sal nooit terugkry wat jy verwag om terug te kry nie, nooit in jou lewe nie. Jy sal altyd minder terugkry. En daarom is baie mense slagoffers hulle hele lewe lang, want hulle is afhanklik van wat hulle kry en hulle het geen beheer daaroor en hulle voel hulle kry te min. Dus ons net aan die politieke situasie oral kyk, is dit die kenteken daarvan, hè? Ek het nie genoeg nie. Want ander as jy meer as ek, en dis onregverdig. Ek moet meer kry, verstaan jy? Ek het 'n groter deel van die koek nodig. So dis die 50%. En dan kom ons na volwassenheid toe. Mense sien volwassenheid is die ongelooflike ding. En dan sien ek na ouer mense kyk, en ek sien my pa is nou 87. My pa het besig om alles weg te gee. Ek sê, maar moenie, hou net 'n paar goedjies asseblief. Maar ek en my broer en my sus nie. As ons daar kom en hoor hierdie moet 'n bietjie gaan daar in die hele toe. Ons het nie 'n plek hier voor nie. Alles hy is vrygewig, want hy verstaan dat vryheid en volwassenheid lê daar om te gee sonder om enigiets terug te verwag. Dis wat volwassenheid is. Volwassenheid is daai ding om te sê, ek lewe nie ter wille van myself nie. So nou kom ons gou terug en ons vra die vraag wat ons net gevra het, wanneer is 'n lewe 'n onsuksesvolle lewe gewees? As 'n lewe onvolwasse was of gematig volwasse was. Paulus beskryf, hy sê as ons lewe ons nie vir onsself nie. In ander woorde, Paulus sê, ek lewe nie vir my selfsugtige begeertes nie. Ek lewe nie sodat die wêreld by my moet inpas nie. Want dit is die swakste vorm van lewe wat daar kan wees, as ons die koste van lewe die mense wat geweldig selfsugtige lewens lei, alles gaan oor hulle wil alles hê, hulle wil alles inpalling, die hele wêreld moet rondom hulle draai om hulle gelukkig te hou. Dan sê Paulus, dis die swakste vorm van lewe, ons is selfsugtig, ons is eie geregtig, ons wil dinge op ons eie manier gedoen hê, ons wil altyd ontvang, ons voel altyd ongelukkig, omdat ons nie genoeg gekry het nie. Daar is nie vrede en dankbaarheid in my lewe nie, want ek het nooit genoeg gekry nie. Mense het nooit vir my genoeg gegee nie. En die vraag wat ek vandag vir myself moet vra is, as ek my lewe moet beoordeel soos hy hier staan vandag, is ek by hierdie eerste fase waarin Paulus waarsku. Want ek lewe ten koste van ander ter wille van myself. Want alles draai rondom my. Dan wil ek sê, dis 'n baie hartseer lewe. En Paulus verstaan, hy sê, dis die eerste stap wat ek moet bykyk. En dan gaan hy verder, hy sê, die tweede, maar as ons lewe ons tot eer van Christus. Nou, dit is ook lekker, toe nie die prachtige goedkoop type van advies, dat dit eer van Christus lewe, nie kerk gekom. Die probleem is, ons moet op 'n stadium kies om onselfsugtig te wees. En wat is die enigste ding wat ons kan motiveer om volwasse te word, om minder selfsugtig te wees? Is om te sê, maar ek moet strewe dat ek die mens word wat God my beplan het om te wees van die begin af. So kom ons vraag vir onsself, het God jou beplan as 'n wese wat in die oggend opstaan, 2,5 blokkie Weet-Bix eet, deur die dagploeg moet groot moeite, vanaand gaan slaap, moeg uitgeput, jou lewensenergie is weg, môreoggend op te staan, weer 2,5 blokkie Weet-Bix te pleeg, om weer so deur die dag te gaan. Het God ons gebou om mundane te wees, om gemiddeld te wees. God se woord sê, hy het ons gemaak, hy het ons geskep, elkeen van ons eie gees gegee, sodat elkeen van ons 'n extraordinêre lewe kan hê. Want is nie pragtig, hy sê, ek gee vir jou 'n lewe, en ek gee vir jou lewe in oorvloed. Het God beplan toe jy beplan het dat jy 'n ou suur, knorrige wese moet wees, wat niks gelukkig maak nie. Want as jy suur en knorrig is jou lewe vir jou ongelooflik sleg.
Dit kan nie 'n lewe van oorvloed wees nie. God sê, ek gee vir jou vrede wat jou verstand te bowe gaan. Vrede wat so goed, jy kan nie eens dink hoekom jy die vrede het nie. Kan jy daai vrede in jouself kry? Kan jy daai vrede in status of in geld of enigiets kry wat jy self by mekaar kan maak? Die enigste vrede wat jy kry, as jy deur die Here se oë na jouself kyk. Die oomblik as jy deur die wêreld se oë na jouself kyk, maak jy jouself klein. Ek is te vet, of ek is te mager, of ek is te dom, of ek is te slim, of ek is te lank, of ek is te kort. Geen mens kyk na homself en is met homself tevrede nie. Party mense is tevrede met homself, maar deep down not so much. Ons is alleen tevrede met onsself as ons deur God se oë na ons kyk. Hoe sê God kyk na ons? Jesaja 43. Jesaja 43 sê mooi: omdat jy vir my kosbaar is. Omdat jy vir my kosbaar is, soos 'n kind. Soos 'n ouer voel oor 'n kind. Voel die Here oor my. Omdat jy my kosbaar is en ek jou hoog ag. Dit het geweldig baie status. In my oë is jy die wonderlikste ding. Jou hoog ag en jou liefde. So lieflik is hy seker. So jy verstaan dat die hele proses van om te lewe vir Christus, om nie vir jouself te lewe vir Christus, beteken ons kan ook daai randjie om van die gat waar ons baie keer staan. Nou dieper ons in die gat is, so donker is, hoe kleiner word die kolletjie lig. Hoe nader ons in die oppervlak kom, hoe meer ons soos Christus lewe, kom ons nader aan dat ons binne die gat staan, maar ten minste is my hele, ek wil amper sê my hele hemel is lig, want ek staan daar met die opening van die gat. Ek is nie daar diep onder waar net so kolletjie lig is nie. En hoe nader ek aan Christus kom, en hoe meer ek sien wat ek my lewe bedoel, hoe meer kom ek uit die gat uit. En dit is dan niks meer donker te nie, ek sien so klein kolletjie donker te hoor opgaan, en ek sien die hele wêreld rondom my. Dis wat Paulus beskrywing is van, as ek lewe ek tot eer van Christus. Want om nie tot eer van Christus te lewe, is die eerste gedeelte, en dis om te sê, ek lewe vir myself. En dit maak dat ek onder in die gat is, en dat ek nooit gelukkig is nie. En dan sê Paulus die derde ding, van om te lewe, die hele lewe behoort aan Christus. My hele lewe behoort aan Christus, en hierdie is nog 'n kosbare konsep vir ek. Ons hoor dit baie, ek wil nie sê dit, iemand sê verhoor, maar jy behoort aan Christus, jy is Jesus se kind. Dit is hetzelfde. Wat beteken dit? So, die vraag is, en nou is ons vanmôre, dat ek wil amper sê, by die hartseer daarvan. Die oomblik as mens sterf, hoekom is dit nou nie so bang vir daai oomblik? Ek het al die wonderlikheid gehad, dat ek by 'n klomp mense in die einde van die lewe, die laaste paar minute, die laaste halfuur van die lewe was, wonderlike belewenis. Party mense sterf maklik. Hulle sterf maklik. Voor hulle sterf, as jy met hulle praat, is rustig. Asemhaal en stil. Party mense sterf moeilik. En of jy maklik sterf en moeilik sterf, ek nie daaroor 'n opmerking maak, ek wil wel 'n opmerking maak. Dit is wonderlik, mense baie keer, al ouer mense, maklik sterf. Hoekom, maar daar is niks wat hulle bang maak. Daar is niks wat onseker is raak. As ek vir jou sê, jy sterf môre, wat gaan gebeur met jou hart? Gaan jy angstig begin rondhardloop om die laaste 3 minute van die lewe op te vang? En van die saak is, staan vir 'n oomblik terug. Ons dink geloof en die verhouding wat ons met God het is goed ook. Want dit is so maklik om naby God te staan. En die oomblik as ek sterf, dan besef ek hoe duur die prys is wat ek my betaal het. Die oomblik as ek by die punt kom wat ek weet, ek gaan my oë toemaak, ek gaan deur hierdie poort, gaan ek nou na die ewige lewe toe, na die lewe hierna. Dis die enigste keer wat mense regtig besef wat se prys het God vir my en vir jou betaal.
en hoe groot daai prys was. Sodat jy vir ewig kan lewe. En dis die derde wat Paulus besef. Hy sê, as ek lewe tot eer van Christus, ek sterf tot eer van Christus, of ek dan lewe nog sterk, dit maak nie saak nie, want die slotsom is, ek behoort aan God, ek behoort aan die hemel, ek behoort aan Christus Jesus. Ek is deel van die familie wat instap waarop Psalm 23 praat. Ek stap in as 'n eregas. En Johannes 15 verduidelik dit. En Johannes 15 sê, ek gaan vir julle 'n plek gereed te maak, sodat as julle dan kom, julle nie as ongenooide gaste opdaag nie. Gaan ons terug, Psalm 23. Ek kom aan in die hemel. Ek sit aan 'n feesmaal aan. Ek is die eregas. Ek sit aan die bruidstafel. Ek sit nie daar onder saam met die kinders in tafel 15 of 16 nie. Ek sit aan die hooftafel. Terwyl my teenstanders toe kyk. Want ek behoort aan God. En dan sê Paulus, en hy sluit af met die en hy sê die radikale verandering. As ek besef, lewe en dood is iets wat aan mekaar gekoppel is, wat nie van mekaar losgemaak kan word nie. As ek besef, maar ek gaan, die Winston Churchill sê, there's two things in life that are certain, death and taxes. As ek besef, ek gaan sterf. As ek besef, maar ek het nie tyd voor ek sterf, om verder in hierdie 3 sekondes myself te laat maal deur die Here as gevolg van my onvolwassenheid nie. Ek het nodig om volwasse te word. Ek het nodig om uit te styg oor die seer, oor die alles van hierdie wêreld. Hy sê dan sterwe ek tot eer van Christus. En hierin verkondig Paulus die ongelooflike, wonderlike gedeelte om te sê, maak nie saak wat met my gebeur nie. En as ons na Job gaan kyk, is net Psalms gaan kyk. Oorals in die Bybel waar ons kyk, waar mense nou pad met Vader saamgestap het, selfs, en ek is seker daarvan in eie lewe, as jy dink aan mense wat nooit geloofspad met die Here saamgestap het. Is dit nie daai ding van, ook mense gaan dood, en weet omdat dit depressief is nie. Dis daai weet om te weet, maar dit gaan beter wees. Dit gaan beter wees. Jy het 'n ma, 'n ouma, en 'n vriendin gehad, wat 'n extraordinêre lewe gelei het. Sy was nie iemand, wat sonder 'n opinie was nie. En sy het sterk oor haar opinie gevoel. Sy is 'n sterk vrou gewees. Ons eer vandag vir Vader, vir haar lewe. Ons lewe vanmôre in 'n oomblikheid van eksklusiewe dankbaarheid aan God. Omdat hy ons genoeg bederf het met haar lewe, maar ons nooit waar bepaal. Ons sit ook vandag hier en ons sit langs iemand of het iemand wat op dieselfde manier weer God in my lewe geplaas is. Het 'n doel. God gee ons vir mekaar sodat ons volledig kan wees. Moenie tyd mors om oomblikke by jou verby te laat gaan, dat jy net halfhartig lief is nie. Moenie oomblikke in die lewe mors om te dink daar's nog baie tyd nie. As jy vir staan 5, graad 7 outie vra, hoe lank is jy lewe? En hoe lank is jy jaar? Dan sê ek vir jou, ongelooflik lank. As jy kom vra, wiskunde klas, hoe lank is daai periode waarin jy sit? Dit voel vir hom ewig lank. En hoe ouer ons word, wat besef ons? Hoe kort is 'n jaar? Hoe ouer ons word, hoe kom ons agter? Hoe kort is 'n uur? Hoe kort is 'n sekonde? As ons na die lewe kyk, dink ek het 'n lang lewe wat voor lê. As mens daar kom, waar die bome al bietjie lank is, en jy kyk terug en sê, maar ek het 'n verskillende kort lewe gehad. Dis net so presies verwant. Moenie die fout maak om te dink dit wat voor jou wees lank doen. Dit wat agter jou wees lank. Dit wat voor jou wees is kort. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Sê Paulus vir ons. Mag ons vanmôre, as ons net nou klaar is hierso, lekker iets hier agter of iedereen, mag ons verder lewe vier. Vertel asseblief al die stories. Daar's stories wat snaaks is, daar's stories wat minder snaaks is.
Kom ons deel met mekaar die Here. Want ons is hartseer vandag, want mens gaan haar mis, maar sy bly in ons stories lewe. Deel dit met mekaar. Amen. Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie onbeskryflike waarheid uit Paulus kry. Dat Paulus vir ons beskryf hoe lewe lyk, hoe kort dit is, hoe kosbaar dit is vir die regte redes. Hoe maklik dit verbygaan en hoe maklik dit 'n groot gemors raak as ons onvolwasse is. En hoe fantasties dit kan wees as 'n mens volwasse begin raak. Geef vir my die insig dat ek weet in the greater scheme of things, van die oomblik waar ons staan tot die einde, Vader, is hierdie aardse bestaan in 'n oogwink verby. En help asseblief dat ek nie hierdie oogwink gaan mis nie. Geef die familie die krag wat vanmôre nodig het. Troos jouself vir en wees elke oomblik. Dankie dat ons dit vir u kan vra. Amen. Ek gaan vra dat ons sal staan vir 'n gebed. En dit is Onse Vader gebed. Ontvang die seën van die Here. Gaan in vrede in jou hart uit. Want die Here beloof dat hy elke gebed wat ons bid hoor. En hy beloof dat hy ons elkeen groot vrede sal gee. Amen. Gaan vra dat ons net weer vir 'n oomblik gaan sit en die spreek ek gaan vir jou en vir Johan vorentoe nooi asseblief vir die hulde blyk in die bedankings. Dit is baie moeilik om in 3 sekondes deur al te vertel. Weet jy nie geïnteresseerd raak?
93 is 'n baie. En ek kan nie die eerste deel van my ma se lewe veel oor sien. Ek was nie daar nie, of ek was nie daar vir my. So daarvan kan ek net sê, my ma is een van die mooiste vrouens. Al haar foto's, al haar dinge, my ma was een van die mooiste vrouens. Ek gee nie op julle nie saamstem met ek is. Sy was vir my voorbeeld van hoe vroulikheid moet wees by ma. Daar's 'n paar dinge wat ek wil uitwys wat vir my belangrik was. My ma was 'n fyn dame. Sy het haar klere gekies. Haar huis was altyd nuut. Sy was altyd baie kwaad vir my as ek die jampot net so op die tafel neersit, die blik. Maar ek is haastig. En sy het alles, botterkootjies en die bottermesie en alles moes reg. Dis my ma. Fyn dame. Fyn juwele wat sy gedra het, en ook fyn maniere. Weet julle, tot hier op die einde, as ek iets vir my ma doen, dan sê sy, dankie. Dit is my altyd verstaan, want ek is weet, maar dit was my ma. Sy het goeie maniere gehad, sy het geweet hoe om 'n vrou te wees. Okay. Haar talente, sy het 'n groot liefde vir blomme gehad en vir tuin maak. Net waar hulle gegaan het, my pa het vreeslik getrek oor die aarde heen en hy het haar saamgevat en net waar sy was, het sy tuin gemaak. Almal het altyd gepraat van die mooi tuine. As hulle dan uittrek uit die huise uit, dan bly daar 'n pragtige tuin daar agter. Kunstig gewees. Sy het dit baie mooi gedoen. Lief vir kleur. Baie lief gewees daarvoor. My ma kon lekker kos maak, soos jy al ons lywe kan sien. My ma het ons bederf. Baie lekker gekook. Altyd koek. Daar was altyd koekies in die blik. Daar's nie tyd gekry vir al hierdie goed weet ek. As kind het ek dit as vanselfsprekend aanvaar. Maar ja, sy het ons bederf daarmee. En klere, ek kan onthou, elke Kersfees het ek aan my sussie 'n nuwe rok gekry, wat sy self gemaak het. En sy het tot my universiteitsklere, sy het my universiteit toegestuur met 'n tas vol klere wat sy self gemaak het. Ja, dis dinge wat 'n mens amper as vanselfsprekend aanvaar. Besef nie die liefde en die sorg wat daar uitgegaan. Ander ding wat uitgestaan van ma is nog net 2 goede liefdes. Is haar liefde vir kinders. My ma was baie lief vir kinders. En sy was baie lief vir my 3 kinders. En sy was baie bly vir seuns. My ma was baie lief vir seunskinders. Die dogtertjies het sy mooi aangetrek en so, maar ek dink die steens is in haar hart. My ma was baie lief vir kinders. Ook nou, as sy so gesit het vir die TV en daar kom 'n advertensie op met babietjies dan lag my ma, glimlag sy. Baie lief vir kinders gewees. My ma het omgegee en uitgereik na ander mense. Van het ek kan onthou. Tina, my niggietjie, sy is nou nie hier nie. Maar sy het 'n ruk by ons kom bly, toe dinge baie moeilik geraak het, polities in Zambië. Sy het by ons kom bly, by neefie Hannes was 'n ruk by my ma toe hy gestudeer het. En toe ek kan klein was, ek kan nie al die besonderhede onthou nie, maar my ma het Christene wat uit die Kongo uit moes vlug, het hulle in die huis opgeneem en vir hulle skuiling gegee. So, sy het uitgereik, sy was net 'n baie liefdevolle mens. Mense het dit nie agtergekom nie, want sy was nie eerder gegaan nie. Sy was 'n sterk vrou, en maar sy het dinge gedoen. Jy kon sien uit die dade uit, dat sy lief was vir mense. En dan die groot ene, mens los altyd, ek voel mens los die groot ding vir laaste, en dit is haar liefde vir my pa. My ma was mal oor geselskap, oor vriende. Sy wil nie die hele tyd vriende hê en vriende oornooi. Dit is soos sy groot geword het in haar huis, dat my ouma het altyd vriende daar gehad. My ma se liefde vir my pa staan net vir my bo alles uit. Daar was baie mansvriende wat met my ma wou trou. Sy was maar 19 toe sy my pa getroud is, né?
Maar sy was 'n mooi vrou, sy was slim, sy was fyn, sy was 'n dame. En sy was mal oor my pa. Na my pa, sy het natuurlik ook dingetjies, ek kan miskien dit net nie noem, sy sou in die klein huisie gaan sit om skelm 'n boek te lees, ek my pa het nie iets, sy pa iets gesê te doen. Sy het baie keer gejaag huis toe, dat die kar net kan afkoel, en nie meer warm wees, en as my pa kom, het dan nie kan sien, sy was ergens in. Baie lief gewees, my pa, mense het agterna altyd vir my ma gesê, my pa is so jong, toe hy was maar in die 60, en sy baie aan kanker oorlede is. En mense het baie mense het vir my ma gesê, hoekom het jy nie weer getrou nie? En haar eenvoudige antwoord was altyd gewees, ek sal nooit weer 'n man kry, soos Benny nie. En dit is vir my so uitstaande. Dwars deur haar lewe, dat sy alles wat my pa, ek meen, hulle is Rhodesië toe, Zambië toe, sonder selfone, sonder fone, sonder goed, en sy saam met my pa. En as hy bevordering kry op die werkstel, dan gaan hy saam. En as hy oorsee gaan, dan sê hy, my vrou gaan saam. As hy op besigheidsbesoek gestuur het, my vrou gaan saam, dan is my ma saam. Dit is net vir my wonderlik gewees, die liefde wat hulle gehad het. En ek hoop julle almal sal my vergewe dat ek bietjie lank praat. Dankie hoor. Baie dankie. Ek net hier so gaan sit, terwyl ons vandag terug op my ma se lewe kyk, dink ons aan 'n soort rol wat oupas en oumas in 'n familie speel. En my vriend Kobie Raas sal weet hoekom ek dit nou begin sê. Na aanleiding van 'n gesprek wat ons in ons mannegroepie in Vrydagoggend gehad het. Ek dink ons moet hier so sit as kleinkinders en grootouers en besef wat daai besonderse verhouding moet wees. Grootouers het 'n unieke plek in elke kind se lewe. Hulle is dikwels die sagte plek te land, die luisterende oor, die veilige ruimte waar stories vertel word en herinneringe gevorm word. Hulle dra wysheid oor wat nie uit boeke uitkom nie, maar uit 'n lewe wat geleef is, deur vreugde en deur swaar kry. Dis 'n groot voorreg om 'n ouma te wees, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. Nou hierdie geld nie net vir oumas, dit is vir oupas ook. Geld vir elkeen met hier wat vandag 'n oupa wees is en in toekoms 'n oupa gaan wees. En ek dink as kleinkinders besef jy dit nie noodwendig wat daai verantwoordelikheid is nie. Dis tog. 'n Ouma help om waardes, geloof, tradisies en familiebande oor geslagte heen te dra. Wat sy saai in die hart van haar kleinkinders leef lank na. Ons is dankbaar vir die rol wat ma as ouma gespeel het. Haar liefde, haar belangstelling, haar gebede en haar voorbeeld. Dis 'n nalatenskap wat nie gemeet kan word nie, maar wat ons in ons lewens en die lewens van haar kleinkinders sal sien voortleef. Ek wil net ook verwys daarna die briefie wat hulle daar het. Hulle sal sien een van die kleinkinders het daar 'n stukkie geskryf oor ouma se liefde vir vinnige motors. En altyd gespot, hoe sy altyd 'n rooi karretjie, rooi sportsmotor ry. Op pad kus vandag is dit nie waar. Goed. Liewe vriende en familie, dankbaar vir almal wat vandag hier kom maak. Dit is die enige dag, die verkeer was swaar. Baie dankbaar dat julle kan wees. Ek wil namens ons familie ons opreg dankie sê vir elkeen wat hier is. Die teenwoordigheid, die boodskap wat hulle vir ons gestuur het, die gebede wat gemaak is, die ondersteuning wat julle vir ons gegee het, beteken ons ongelooflik baie. Nou wil ek graag die personeel van die gemeente Clarina bedank vir hulle brand en opvaardigheid. Spesiale woord aan Dominee Entia vir sy leiding bemoediging. En die boodskap vandag, pragtig, en praat so diep. Loan Gilliman vir die praktiese reëlings, die foto's die by die vertoning wat julle gesien speel het. Ek hoop julle het almal 'n bietjie kans gehad net hoe sit en kyk na die verskillende aspekte van haar lewe wat ons probeer neergee het op daai videoetjie. As julle belangstel, kopieer hom.
ons kan beskikbaar ook maak vir julle. Dan aan Sonja Tiart, Elise Andrews vir die heerlike eetgoedjies wat ons net saam geniet daar agter. Dit word opreg waardeer. Aan Martin, Rian, Danny van Afhoop. Baie dankie vir julle professionele hantering van al die reëlings. Die rustige wyse waarop ons bygestaan het en vir die pragtige diensblaadjie wat julle help saamstel. Ons is dan ook dankbaar vir die dokters en personeel van Netcare Alberton Hospitaal wat maar versorg het in haar laaste dae. Dit was vir ons as familie geweldig moeilik om te sien my ma daar agteruit gaan. En ons nie altyd verstaan hoekom hulle dinge doen en hoe hulle hanteer nie. Ons weet hulle dit gedoen in naweek. Dan opregte dag woord van dank aan die versorgers. Ruth, Pomzili, thank you that you're here today. Thank you for caring for my mom. Thank you for assisting my sister and family, caring for her during these last couple of years. Dan aan Jenny Dembski, wat as ons sister tot op die laaste nog probeer het om my ma se bedsere so te versorg en goed gevorder het, eintlik 'n herstelproses wat op pad was. Dan aan Christa vir die opname en die stroomdiens wat moontlik maak vir familie en vriende wat ver is vandag deel te wees. Ons het 'n klomp familie wat van oorsee sit en van verder reisplekke in die land baie mooi gevra het as hulle hierdie stroomdiens ook beskikbaar maak. Dan aan die draers wat ouma so mooi hanteer het in die stukkie en net nou sal die verrigting help afsluit. En dan ek wil ook 'n baie spesiale woord van dank terug aan my sis Elizabeth. Sy het ma in haar huis gekom. En met besondere toewyding, liefde na hom gesien. Sy het haar eie lewe grootliks op haar gesit. Ja, daar rondom ma, sy versorging laat draai. Selfs vakansies, persoonlike planne, prysgegee af. Ons as familie besef wat het gevra het. Ons is diep dankbaar. Dan aan die mense wat in die huis ook help ondersteun het en bygestaan het, ma se versorg. Ek dink Stefan het in die laaste tye was jou krag nodig om my ma uit bed in die rolstoel na die badkamer en terug te hanteer. Dankie vir jou geduld, jou bereidwilligheid en ondersteuning om dit te kan doen. Aan almal wat ver gereis het en kom sit en luister het, ons hoop nie ons het julle te lang besig hou nie. Die wat vir ons gebid het, wat ook uitgereik en ons gehelp het, julle ondersteuning dra ons meer as wat julle besef. So om af te sluit, ons is dankbaar dat ons ma se lewe vandag saam kon herdenk. Mag ons haar liefde, haar voorbeeld en haar geloof saam met ons dra voor. Baie dankie. Ons gaan afsluit met die laaste deel van die diens. Omdat dit reënerig is, het ons besluit ons gaan dit sommer in die voorkoptaal van die kerk doen. En as ons daar kom, dat ons naby staan. Ek wil graag die draag se name uitlees en dan vra dat hulle vir ons sal voorstap. En dan as ons dan as ons dan klaar is met die begrafnisformulier, dan sal ons afskeid neem en dan sal ons die draers vra om alleen in die verlyksvaart te sit en dan sal ons afsluit met die geloofsbelijdenis. Ek wil graag die draers se name lees. Johannes Snyman seun, Gustav Diedriks kleinseun, Stefan Diedriks kleinseun, Jacob Diedriks kleinseun, Parkus Snyman kleinseun en Hein van Graaf kleindogter se eggenoot. Ek wil vra dat julle asseblief vir ons gaan opstaan en die familie eers as agter toe gaan asseblief.
Geliefdes in Here Jesus Christus, ons Hemelse Vader, het dit so beskik om van die Snyman die dood van ons af weg te neem. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here vir onsself sy troos en sy bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig en dat hy ons met liefde en krag elke dag sal bystaan. Daarom kan ons in Johannes 11 vers 15, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Daarom tree ons wel, maar ons tree nie soos mense wat geen geloof het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mense op bekering, maar hy roep sy kinders op nuwe toewyding aan hom. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat niemand van ons meer vir onsself hoef te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het. En daarom, Romeine 14 vers 8 het Paulus gesê, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou die geleentheid gee dat ons finaal afskeid neem. Blommetjie opsit, so ek kan rustig afskeid neem as ons klaar is. Dan sal ons verder gaan. Baie dag om afskeid te neem. Ek vra net waar sal nader staan asseblief?
Baie sterkte. Dankie. Hier is 'n laaste simboliese afskeid. Die wat koffie vra. Die sal ook afskeid neem die woorde wat Christus dwars deur die eeue gebruik het om agterliefdes afskeid te neem. Jakob sal met ons in die help waar hier is die sagte woord van die almagtige skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter redde neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Vader, geef vir elkeen die krag wat hy nou nodig het. Help asseblief dat ons weet ons lewe in U hand en ons kan lewe ter wille van U. Dankie dat ons dit aan die dienaar kan terugvertrou. En vra dat U asseblief ons elkeen die genade gee dat ons nou voor U nodig het. Amen. Ek wil vra dat ons nou lekker saam kuier. Dis 'n viering van lewe.